Goeiemôre familie. Ek en my vroukie, Marie, gaan vanmôre 'n baie aangename gedeelte in ons lewens en in ons families en ons samelewing aanraak. En ek wil maar net haar ook voorstel. Sy gaan nou, ons gaan so 'n tag team wees. So daar sekere goedjies wat sy gaan sê, sekere goedjies wat ek gaan sê. En baie dankie vir die hulp. Aanbiddingspan, baie dankie. Ons waardeer julle so baie. Mag julle ook 'n geseënde, rustige dag beleef. Dankie Charles. Sommige net voordat ons begin met goeie prente en gevaarlike prente, kom ons sluit net ons oë. Vader, dankie dat ons eerstens seuns en dogters van die Allerhoogste kan wees en deel wees van u familie en word soos u en lewe en dink en doen soos wat u doen. Baie dankie vir die Heilige Gees wat in ons werk. Nie net in ons as volwassenes en ouer mense nie, maar in ons jong mense. En u Heilige Gees stel so belang en werk in ons kinders ook. Dankie daarvoor. Ons eer u. Amen. So hier is vir my 'n belangrike onderwerp en dis een van my passies om regtig te praat oor. Doen dit in skole, ons doen dit in kerkgroepe, ons doen dit op pa en seunkampe, ons oral waar ek kan, is dit my grootste geleentheid om bietjie te praat oor goeters wat mense gewoonlik nie oor praat nie. Of 'n mens voel bietjie skaam daaroor of al sulke goed so, maar u gaan later agterkom waaroor alles gaan. Dan mag dalk woorde wees, ouers, wat ek noem en dan gaan jou kinders dalk nie weet wat dit is nie. So as daar so 'n woordjie uitpop, en ek dink selfs sommer net aan die woord, as ons nou by die ou vertaling, die 1933 vertaling kom van die Bybel, dan praat hy nogal direk met 'n woord en soos en dan weet jou kinders dalk nie wat dit is nie. So dan verwag ek net dat u dit sal verduidelik. U kan dit sommer in die diens, sommer net gou, ja, dit is dit. Net so verduidelik. Ons gaan ook natuurlik bietjie interaktief wees, so ons gaan nie net die hele tyd sit nie. Die kinders gaan redelik 'n paar dinge dalk doen saam met ons, en julle gaan partykeer net so ietsie praat met mekaar. Maar dit is 'n familiediens, dis hoe ons dit doen. So, kom ons val sommer weg. Die eerste gedeelte, kom ons gesels oor goeie prente, gevaarlike prente. Watse prentjies sien u daar? En daar? En daar? Yes, ek het gewag vir daai. Watse gevoelens gee daai prentjies vir jou as jy daarna kyk? Dis sulke emosies wat so uitkom van dinge wat 'n mens sommer net sien. Is dit nou nie lekker nie? En dan is daar natuurlik ander prentjies. Gevaarlike prentjies. Nou wil ek jy gou uitdaag. Jy is 'n familietjie. Of die ouens wat sommer so een sit. Vertel gou vir mekaar, wat dink jy is gevaarlike prentjies? Net so vinnig. Wat is die gevaarlike prente wat hulle kon identifiseer? Wat almal... Hoe bedoel jy? Het u van hierdie prentjies genoem soos mense wat mekaar seermaak prentjies? Dit laat 'n mens sommer ontsteld voel of onveilig. Daar's 'n gevoel met prentjies. Wat van, het u hierdie ene genoem van kaal prentjies? Dis ook gevaarlike prentjies. Mense wat kaal is. En dit laat 'n mens baie skaam voel.
En dan het julle gepraat oor ernstige ongelukke prentjies. Dis sulke wrede prente wat baie keer mense kyk die goed. En dan sit bloed en goed, dis mos nie. Nee. Dis gevaarlike prentjies want dit laat jou skok en dit gee vir jou trauma, ietsie wat jou seer maak in jou hart. En het julle gepraat oor horror movies. Dis ook prentjies wat as jy nou in die donker gaan loop jy nie meer so lekker in die donker nie. Jesus. Maar voorheen het jy geloop met en toe kyk jy daai fliek of daai prentjie. Nou is jy bang. Verstaan jy die invloed van prentjies? Dit maak seer. Dis gevaarlike prentjies van hierdie goeters. So, kom ons kyk, wat sê die Bybel in verband met hierdie gevaarlike prentjies? Jy hoef nie daai skrifgedeelte te lees nie, maar ek het dit uitgehaal. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery? En dis seker een van daai groot woorde. So, pa, verduidelik dit gou aan jou kinders, wat is hoerery? En die Bybel gebruik 'n woordjie porneia. Die woordjie kan hulle vervang het met porneia, maar niemand weet wat is dit nie. So in Afrikaans vertaal is hoerery bedryf, doen sonde teen sy eie liggaam. Net soos wat jy net nog gevoel het, prentjies, iets het gebeur met jou, en toe, nee, so goeie prentjies nie, iets het gebeur met jou. Jy doen iets aan jou eie liggaam, as jy daarin betrokke is. Nou wil ek my seun opnooi. Skalk, spesiale genooide gas. En ek weet hy gaan dalk nie van dit hou wat ek nou gaan sê nie. Maar hy is 10de onder die eerste 10 in die land Namibië vir boogskiet. En hulle het verlede keer 'n kompetisie gehad, die laaste kompetisie, 4de gekom in die land. Well done. So hy gaan gou vir ons 'n demonstrasie doen van wat ons bedoel met die woordjie bedryf sonde teen jou eie liggaam. Ons hoef nie die kerse weg te vat, julle is alright. Ja. Almal dink nou hy het misgeskiet, maar ons wil hê hy moet daai een 'n bietjie mis. Met 'n doel. Dink nie? Well done, Skalk. Mooi gedoen. Dankie. Yes, like ek is trots op die mannetjie. So die woordjie wat die Bybel daar gebruik, dink ons partykeer is so 'n heilige woordjie van jy gaan die wolkie waarop jy jou harp gaan speel, gaan jy nou mis. Nee, jy gaan nie daai mis nie, maar jy gaan iets anders mis. So die woordjie sonde beteken dit. Harmatia, en dit beteken jy mis die merk. Jy skiet met 'n pyl en die pyl val voordat dit die teiken tref. Nou Skalkson het almal die teiken getref. Ek het eintlik vir hom gesê, moet die eerste een teen die kas vasskiet, laat Charles miskien net 'n nuwe kas dan moet bestel. Of dalk daar in die lug in, jy weet, dit sal nogal 'n goeie effek gehad het. Maar jy het die idee van, as jy in gevaarlike prentjies beginne kyk, en daarin in flieks, in video's, in
TikToks en al die moderne goed waarmee die jong mense en die kinders betrokke is, dan mis jy die merk met jou brein, met jou gedagtes, met jou oë, met jou ore en met dit wat jy gaan doen. Want dit is asof dit jou vasvang op 'n plek wat jy nie vasgevang wou gewees het nie. Deesdae gebruik ons natuurlik 'n woordjie wat die Bybel eintlik mee ook praat van porneia. En as ons praat van gevaarlike prente, dan praat ons ook van pornografie. Wie het al daai woord gehoor? Steek jou hand op. Pornografie. Wie het dit al gekyk? Amper vang uit julle. So, porneia en grafika is die twee woordjies wat bymekaar gevoeg word om pornografie te vorm. En die mense is nogal geskok as jy dink aan wat dit is, want dit gaan oor porneia is kaal mense, en grafika is om 'n rekord te hou van wat hierdie kaal mense doen. So party mense skryf dit neer in boeke en dan verkoop hulle die boek. Of party mense maak video's daarvan en verkoop die video. Of hulle maak flieks wat wow is en dan is daar 'n stukkie van dit soos in, ek het geweet dit is in hierdie fliek nie. Dan is daar 'n stukkie porneia daar binne of pornografie. So dis net om vir u 'n bietjie van 'n idee te gee van waar kom die woorde vandaan wat ons gebruik. En dan kom ons kyk bietjie verder, want ons is nou by die plek waar ons 'n bietjie amper 'n oefening gaan doen. Ons kyk net gewaas ons. Nou wil ek 'n vraag vra. Ek gaan woordjies daar wys. Dan moet u gou-gou net sê, kan die volgende goed porneia wees? En porneia is dan nou gevaarlike prente. Enige gevaarlike prente. Daai 4 groepe wat ons sommer genoem het, onthou hulle nog? Daai 4 verskillende goeters. Kan dit porneia wees? So kom, watter een kies ons? Kom ons begin met die tweede een. Die laaste een. Jy het so mooi gevra. Speelietjies. Kan dit gevaarlik 'n prentjies in hê? Of video? Ja, dit kan. Maar onthou, hier praat ons dalk net van 'n skermspeelietjies, maar wat van die ander speelietjies wat jy gaan doen as jy gaan oorslaap by jou maatjie? Of as hulle 'n verjaarsdagpartytjie het en almal is daarso. Ek weet die kinders doen dit nie, maar miskien die ouer kinders, hulle doen dit al, soos in hulle speel spin the bottle. Jy ken seker daai, wie ken daai speelietjie? Net die ouer mense. Jo, verduidelik dit tog aan die kinders, man. Spin the bottle of True Dare and Command. Ons tyd was dit True Dare and Promise. Maar mamma, hulle het sommer oorgegaan na Command. Jy en dan command hulle vir mekaar sekere goeters wat begin gevaarlik raak. So jy weet van speelietjies. Nou die ding is wat ek wil vir die ouers vra is, as jou kind gaan na 'n oorslaap of 'n speelietjie of 'n verjaarsdagpartytjie of hoe ook al, kinders, tieners, maak nie saak nie. Reël tog ietsie vir daardie kind of daardie tiener, dat as hy jou bel en sê, dit raak nou gevaarlik hier, dan spring jy in jou kar en jy haal hom, sonder om kwaad te wees, of frustreerd te wees, want jy red dalk jou kind. Ons almal kom in sulke situasies waar dit gevaarlik raak, en dan het jy nie 'n escape plan reg nie. En nou is jy dalk te bang om jou pa te bel, want is 1:00 in die oggend, hy gaan jou wiks. Nee, maak daai ooreenkoms. Asseblief, ouers, kan ons dit doen? Yes. Kom ons kyk na die volgende ene. Waar is my muis nou? Watter ene nou? Middelsteen. Heel boonsteen. Hy was eerste. Kan dit porneia of gevaarlik 'n prentjies of gedagtes of goeters wees, of wat jy praat? Kan dit?
Ja, verseker. Partykeer dink 'n mens gevaarlike goed soos ek gaan hierdie maatjie wurg tot sy bloed uitloop. Of ek gaan my potlood vat en hom steek. Dis dink. Dis nog nie eers doen nie, jy het nog net gedink. Dis gevaarlik wat jy dink. Goed. Wat van die praat? Baie keer tydens pouse op 'n speelgrond by 'n skool. Yes! Dan moet jy hoor wat praat die groepies kinders met mekaar of die groepies tieners met mekaar. Dit kan nogal rof raak. Of partykeer staan jy by 'n braaivleis en is almal kuier en dan hierdie oom. Hy praat stories wat jou ore laat. Dan moet jy jou ma bel en sê, help, help. Vat my weg, oeps, hulle is hier so. O, gat, hulle is saam met my hier. Dink of praat. Kom ons kyk na die volgende een. Middel. Oh, wat van boeke en stories wat jy lees? Ja. Gelukkig dink ek die boeke by sekere skole is seker deur mense daar gesit wat weet, gevaarlike prentjies hoort nie in hierdie boeke nie. Maar weet jy wat, daar in die winkels of by die mall of so, daar's plekke met boeke en tydskrifte en allerlei goeders. En as ander biblioteke wat op universiteite en oral in die land waar jy sekere goed kan kry. Of jy kan daar na jou pa se boekrak toe loop en hier is storieboeke. En dis almal van daai skrywer. En hy skryf gevaarlike goed in sy boeke. So ouers, maak jou huis skoon van boeke waar gevaarlike goed in is. Asseblief, dit gaan jou kind red. Dis waar ek eerste van porneia geleer het, ek in een van my pa se boeke. En toe raak ek slim. Toe vat ek die boeke, so dik boeke, dan soek ek net die plek waar hulle praat van hierdie wow goeders. So ek lees nooit die boeke nie. Ek soek net die spesifieke plekke. So onthou, ons as mense raak slim om goedjies uit te soek wat vir ons lekker is of wat vir ons exciting is. Maar dit kan jou vang. Die ander ding van boeke en stories, daar's nie soos 'n fliek wat jou waarsku en sê dis 16 plus of 18 plus nie. Niks. Daar's geen beperking op boeke nie. Enige kind kan na 'n rak toe gaan en 'n boek vat en kyk. Nee? Dit is nogal 'n probleem in die land. Kom ons kyk na die volgende. Watter een nou? Yes, like maar julle is skerp. Te laaste. Wat van animasie, comics, kuns of prentjies? Ek dink ons het prentjies al hanteer. Maar comics, tekenprentjies. Daar's kanale op die TV wat jy dink is 'n kinderkanaal want is tekenprentjies. Gaan sit bietjie en kyk wat daar aangaan. Doen jou die guns. Dan gaan jy sien, hulle leer die kinders verkeerde goed en hulle leer hulle gevaarlike goed. Hulle wys gevaarlike goeders ensovoorts. So kan dit gevaarlike prentjies wees? Ja. Selfs kuns, jy weet hoe is kuns deesdae. Wow. En dan hoef ek eers te vra nie. Daar's enetjie oor. Texting en video's. Wie weet wat is texting? Texting. Ja? Verduidelik gou vir die kinders wat nie weet wat is texting nie, of WhatsApp boodskappe. Julle weet almal wat's WhatsApp boodskappe, né? Ja. Nou WhatsApp boodskappe of texting kan verander in gevaarlike ding. Maar die woordjie wat ons gebruik is sexting, nie meer texting nie. So, seuns en dogters, of seuns en seuns, of dogters en dogters begin vir mekaar gevaarlike prentjies rondstuur. Vir mekaar, oor die selfone. Niemand weet daarvan nie. Dink jy gaan na jou maat en vir haar die nuutste prentjies wys as jy sexting gestuur het vir jou iemand? Dalk ken jy nie eers die iemand nie. Weet jy waar is die gevaar? En so baie jong mense is in betrokke daarin, en nie net eers jong mense, kinders ook. Hulle noem dit sextortion.
Nou party van die weet nie, so ek gaan dit verduidelik. Dit is, jy begin dalk met iemand praat en die iemand vra dalk later vir jou, "Hi, kan ek 'n kalffotootjie kan van jou kry, dan stuur ek enetjie van my vir jou." Dit gebeur by kinders, ouers. Dit begin al daar, want as jy 'n device het jy alles wat daar beskikbaar is. So, dan gebeur dit nou verder, die gesprekkie gaan aan en alles, en daar's nou klomp videoetjies gemaak en fotootjies gestuur en alles, en dan net die volgende boodskapie van hierdie iemand, wat dalk nie eers 'n kind is nie, of dalk nie eers 'n meisie is nie, of dalk nie eers 'n man is nie, dis dalk 'n syndikaat. Dan vra vir jou, betaal vir my asseblief die volgende bedrag in my rekening in, anders vat ek al hierdie goedjies wat jy gestuur het, en ek maak dit ontbloot, op al jou ander platformpies waar jy in groepe is. Weet hoe erg is dit? Watter kind vandag, of selfs tiener, ek daag julle uit en ek vra julle, sal na sy ouers toe kan gaan, en vir hulle sê, ek is vasgevang in iets. Ek is skuldig. Kyk, ek het my afgeneem op gevaarlike prentjies gestuur, maar dit het nou met my gebeur. En jy as ouer, of oom of tannie, kan die kind help om uit dit uit te kom. Wie van ons het daai vrymoedigheid? Ek wil hê ons moet daai ding breek, dat die kinders en die jong mense kan kom gesels, sonder om 'n pak slaag te kry daaroor, sonder om verband te word of uit die huis uit gejaag te word, as so iets gebeur. Hierdie is baie ernstig. Want ek sal nie dit vir my pa of maat kon gaan sê het nie. No ways. Maar as ons al voor die tyd gepraat het en gesê het, as so iets gebeur my seun, kom sê vir my, want hierdie ding maak jou vas en jy gaan betaal en betaal en betaal en wat ook al die ander mense vereis van jou, sal jy altyd moet doen, want hulle het jou in beheer. Verstaan jy wat ek bedoel? Dit is 'n groot multi-million dollar bedryf oor die wêreld. En weet u hoeveel gevalle het ons al in Windhoek hanteer, met skoolkinders en met kinders? Jou mond sal oophang. En dis die wat ons van weet. Die res van die kinders is op 'n baie onveilige plek. En Marie het nou die dag 'n artikel gelees. Dis 1 uit 1000 kinders. Dis die statistiek. 1 uit 1000 kinders wat selfmoord pleeg. As gevolg van sextortion. Ek kan van niemand vertel nie. En hulle raak al hoe meer vasgevang. En later is dit net soos, there's no escape. Dis ernstig. So, texting en video's. Sjoe, nou het ek jy bang gemaak. Ek wil u net inlig, dat u families weerbaar maak. Ons lewe in 'n gevaarlike wêreld met 'n gevaarlike kultuur, gevaarlike inhoud op die media, gevaarlike selfone gebruik, hoe ook al. Ons wil u net inlig en weerbaar maak daarteen. Kom ek verduidelik vir u die volgende gedeelte. Hoekom moet 'n mens regtig stop, veral met kaal en seksuele prentjies en goeters, wat gevaarlik is? En ek het sommer dit in 'n rooi stopteken. Stop nou. Hoekom? Nommer 1, kom ons kyk. Dis interne. Elkeen van ons, mans en vrouens, het 'n seksuele drang. So dis ook ietsie wat die ouers met hulle kinders kan gaan deel. 'n Lekker middag, sondagmiddag ete gesprek. Kom ons gesels oor ons seksuele drange. En wat dit vir jou beteken en in wat se moeilikheid dit jou kan bring, of wow, wat 'n grootse potensiaal gee jou seksuele drang vir jou. So dis 'n lekker familiegesprek. So dis iets wat binne in jou is. Die gevaar daarvan is, dis nie so sigarette en alkohol wat jy van buite af moet vat en in jou inneem nie. Dis iets klaar binne in jou. Dis 'n drang binne in jou, wat al klaar funksioneer, en hy gaan funksioneer vir al die mans tot jy 99 jaar oud is, of 120 jaar oud is. Nee? High five. Volgende een, dis privaat.
In my dae, as ek na 'n gevaarlike prentjie toe wou gaan en gaan kyk het, moes ek miskien by die winkel gaan en ietsie uit die rak uithaal, 'n boek, en by iemand staan en dit betaal en soos onder die brood wegsteek of jy weet. Vandag is dit nie so nie. Jy vat jou selfoon, jy kyk daarna in jou kamer en niemand weet nie. Kinders doen dit. Tieners doen dit, jong mense doen dit, ouer mense doen dit. Ou oomies en tannies in die ouer huis doen dit ook. Want is privaat. Jy hoef met niemand in aanraking te kom meer nie. Jy klik 'n paar knoppies. Dis privaat. Volgende een, dis opwindend. Want ek sê jou, as jy daai gevaarlike prentjies begin kyk, dan begin dit iets aan jou hart doen. Of jy raak bang, of jy raak skaam, of jy raak, opgewonde, hoe ook al. Jy verstaan die prentjie. Prentjies veroorsaak 'n gevoel of 'n emosie in jou. En die laaste een, ontvlugting, dit trek jou aandag weg van seer. Of jy verlang dalk na iets, of jy het 'n hartseer, en nou wil jy net, ek wil net beter voel. Nou voel ek beter. Tik, 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 tik. Verstaan jy, hoekom is dit so gevaarlik? Dan, hoekom stop? Omdat dit hoogs verslawend is. Dit mag dalk begin as iets wat jy net na toe ontsnap aan die begin en jy dink, dis 'n goeie oplossing, want ek voel anders as ek daai gevaarlike goed kyk. Maar dan begin dit raak soos 'n addiction. En 'n verslawing is ietsie wat jy nie meer kan ophou nie. Jy hou aan met dit en aan met dit, al wil jy ophou, jy kan nie ophou nie. Iemand moet jou kom red daaruit. Dis soos 'n verslawing werk. Goed. Ons gaan amper vir Marie aan die woord kry. Ek is seker daarvan, u wag ook vir haar. Ek verduidelik hier al daai goed, want op die stadium raak ons kinders vinniger verslaaf as ooit in die verlede. As ek moes verslaaf raak aan gevaarlike prentjies, het dit my 6 maande na 'n jaar gevat. Want daar was nie so baie prentjies nie. Nou is haar selfoon, daar's 'n device, daar's 'n gaming device, daar's 'n tablet, daar's alles, en weet jy wat, daar is miljoene prentjies onmiddellik beskikbaar. So, kinders en jong mense raak vinniger verslaaf aan dit. En op 'n jonger ouderdom as ooit in die geskiedenis van ons lewe. Die laities en die gultjies het nog gespeel op 8 jaar, 10 jaar, 'n ouderdom. Nou sit en speel die laities op 8 en 6 jarige ouderdom, nie meer in die tuin onder 'n boom nie, maar met 'n skerm. En grootliks deel daarvan is ons skuld, ons as ouer mense. En ons gaan nou daarby uitkom, net om bietjie te gesels daaroor. Ek hoop die kinders is nou almal by. Staan julle almal gou so op? Staan gou op. Al die kinders. Ek weet die tieners is alraai, julle hoef nie. Die kinders, staan net op, rek so. Kyk of jou tone kan raak. Kyk. Julle kan nie eers julle tone raak nie. Daar sê. So nou, gevaarlike prentjies of porneia, waarvan jy nou al 'n redelike verstaan het, sal jou aanspoor om dinge te doen wat jy nooit gedink het om te doen nie. En dis hoe gevaarlik dit is, want dit trek jou net nog in, nog meer, nog anderster, en dit vat jou op plekke waar jy nie wou gegaan het nie. En daarom het jy 'n slim brein nodig. En Marie gaan met ons gesels oor, wat is 'n slim brein? Kom nou, kom ek staan die kant. Dan staan jy daar. Ek gaan vir haar die knoppies druk. En mooi lyk hier langs haar. Gelukkig het God ons liggame wonderlik gemaak. En hy het elkeen van ons die kapasiteit gegee om in oorwinning te leef. Maar om net bietjie beter te verstaan, waar kom my oorwinning vandaan? Hoe kan ek 'n wenner wees? En hoe kan ek opstaan teen gevaarlike prente vir die kinders onthaalwe? Ons brein bestaan uit 2 dele.
Daar's 'n slim brein en daar's 'n dinkbrein. Ja, slim en dinkbrein en daar's daar 'n gevoel en reaksiebrein. Ons het altyd van daai nodig en hulle sit hier binne. En God het hulle eintlik so fenomenaal gemaak dat dit ons help om te leef en om voluit te leef. Maar wanneer my gevoel en reaksiebrein die gevaarlike prente maak, dat my gevoel en reaksiebrein nie so lekker werkie, en dan sit hy my in gevaar. Maar my slim en dinkbrein is daar om my te beskerm. So my slim en my dinkbrein moet my gevoel en reaksiebrein help. En ons gaan gou kyk hoe dit werk. Okay, wat sien julle daar van die kinders? Wat sê daai prentjie vir julle? Wat is my slim brein? Gou-gou, sê gou-gou vir my. 'n Lab, wat is in 'n lab? Oh. Yep. Science. En wat is daar op daai bord daar agter geskryf? Werk. Wat se werk? Math, wiskunde. So wat doen my slim brein? Sê gou weer, wat doen my slim brein? Hy help jou, wat? Hy leer jou. Jy raak slim. Jy weet om somme te doen. Hy doen die math, ja. En hy sit manne op die maan en hy stuur hulle Mars toe. Nee? My slim brein, hy help my. So hy kan baie beter weet wat is goed en wat is sleg. Stem julle saam? Yes. Nou kom ons kyk gou-gou wat doen my gevoelbrein. Wat sien daai kinders se gesiggies vir julle? Sê gou-gou vir my, wat sien julle in daai gesiggies? Hartseer. Wat sien ons nog? Verveeld. Kwaad. Verbaas. Bang. So my wat? Gelukkig. Dit is so my gevoelbrein is al daai dinge. En my gevoelbrein is daar waar ek voel dat mamma en pappa vir my lief is, of dat my maatjie vir my omgee. Het julle hom? So wat doen my slim brein? Sê gou weer vir my. Hy help jou werk. En wat doen jou slim brein nog? Hy help jou somme doen. Dink julle jou slim brein kan jou help om veilig te wees? Kan jou slim brein jou beskerm? Ja. En my gevoelbrein, wat doen my gevoelbrein? Hy maak jou bang. Ja. Hy sal vir jou sê as iets nie reg is nie, partykeer as jy bang is. Nee. Hy maak emosies. Ja. Emosies is belangrik, want as ek lief is vir oom Leon of 'n skaak, Sy is. het ek my gevoelbrein nodig, nee? So hy's belangrik. Maar my slim brein is ook belangrik, want hy moet my veilig hou. Verstaan julle dit? Nou daai enetjie sit die binnekant, jy kan hom nie sien nie. Lyk baie snaaks. Dis 'n alien. Dis 'n alien. Okay. Nou moet julle mooi kyk wat in die prentjie gebeur. Sy verstaan bietjie daarvan van karre, maar kom ons kyk. Okay. So my slim brein, waar is die slim brein op die prentjie, dink julle? Hy was daar maar hy. Daai regs. Daai ene. Hy is die brieke. So my slim brein is die brieke. Gaan hy die kar kan stop as hy te vinnig ry? Nou wat is daai ander kantste ene? Hæ? Is 'n turbo. Hy laat daai kar verskriklik vinnig ry. So as my turbo te groot is en my brieke te klein, wat dink julle gaan gebeur? Nee. O, shit. Wat dink julle gaan gebeur as my turbo te groot is? Hy gaan stamp, hy gaan 'n ongeluk maak. En as my brieke moet dan met ander woorde sterk genoeg wees. So my
Verstaan julle daai ene? So ek het brieke nodig, maar jy het ook niks nodig. So die turbo en die brieke moet ewe sterk wees. Anders gaan ons in die moeilikheid beland. Gaan nie my vinnige kar kan stop nie. Nou dis presies wat my slim brein en my gevoelbrein my bedoen. So my slim brein moet my gevoelbrein leer om homself te beskerm. Hy moet die brieke wees. My slim brein moet vir my gevoelbrein kan sê, wow, stop, hardloop weg, dis gevaarlik. Verstaan julle? So my gevoelbrein of my slim brein kan vir my sê wanneer daar gevaar is. En hy moet my gevoelbrein leer wat is gevaarlik. Want my gevoelbrein is nie slim genoeg om te verstaan altyd wat is gevaarlik nie. Hy voel net. Hy voel. Verstaan julle dit? Maar jou lyfie om effektief te funksioneer en lekker mooi groot te word, het albei nodig. En hulle het mekaar nodig. So kan die kinders gou vir my sê, wat is die funksie van my slim brein? Wat is my slim brein se werk? Om jou te breek. Yes, om jou te breek en jou veilig te hou. En wat is die werk van my gevoelbrein? Wat is die werk van my gevoelbrein? Emosies. En hoekom is emosies belangrik? Hoekom is dit belangrik om te voel? Ja, Jesus het dit so gemaak. As my gevoelbrein nie reg funksioneer nie, kan ek nie mamma en pappa lief hê nie. Ek kan nie my boetie lief hê nie. Ek kan nie eers Jesus se liefde ervaar nie. Ja. So as my gevoelbrein alleen is en baie groot is, as gevolg van die plek dat hy nie geleer word nie, dan maak hy ook dat ek God se liefde nie kan ervaar nie. En nie mamma en pappa se liefde kan ervaar nie. So hy sit ons op 'n baie slegte plek. Hy maak ons alleen en eensaam. Baie dankie. Sy gaan nou weer 'n beurt kry. Nou, vir 'n oefeningkie. Wat gaan jy alles verloor as jy gevaarlike prente kyk, of as jou turbo so groot is en jy gaan net vir die gevoelens in plaas van ook jou slim brein wat jou kan stop en help. So ja, jy gaan nou kan sê, maar ek wil hê julle moet dit vir mekaar of vir jou ouers sê. So ek gaan 'n prentjie kies. Soos kom ons kyk, hierdie ene. So wat gaan jy verloor? Ons gooi dit in die asblik. Wat dink julle is daai? Is 'n papier, en op die papier is ietsie geskryf. As jy klaar is met jou skool of jy het 'n groot eksamen geskryf, wat kry jy? Jy kry punte of 'n rapport. So wat gaan jy verloor? Jou slim brein werk nie meer so lekker nie, want hy's klein. So hy kan nie al daai somme goed gedoen het nie en jy verloor jou punte. Wat van, wat is daai? Geld. Ja. Jy kan geld verloor as jy net die gevoelens, daai turbo van daai kar is so groot, nê, en sy brieke klein en toe jaag jy teen die muur vas. Wie moet dit betaal? Jy gaan moet kar was vir volgende 6 maande. Wat van daai ene? Ja, dis gelukigheid, maar ietsie anders. Vryheid. Okay, sê gou vir jou ouers daai ene. Ja, sê vir hulle daai ene. Dis bietjie moeiliker. Want jy kan dit nog nie nou al doen nie. Dis 'n bruid. Oom Eugenie het net nou gepraat van 'n bruid. Ons is 'n bruid. Ja, jy kan jou huwelik verloor. Maar dit begin nou terwyl jy klein is. As jy nou al gevaarlike goeders kyk en dink en doen, dan gaan jou huwelik ook seer kry.
Dis nie eendag as jy trou, dan moet jy alles reg doen nie. Jy moet dit nou al reg doen. Wat van daai ene, julle ken dit almal. Almal hou daarvan. Almal doen dit, tot die groot mense doen dit ook. Wat gaan jy nog verloor? Ja. Het almal om vriende? En wat van daai ene? Nie jou hande nie. Tyd. Want jy gaan so lank spandeer aan al die goedjies waarmee jy besig is, op 'n gaming of op jou selfoon, dat jy jou tyd verloor. Almal, tot die groot mense het net 24 ure. Ons het nie meer as julle nie. En ons kan dit verloor. Nou wat sê die Bybel van hierdie goed, as ons nou so oor dit praat? Wat gebeur daar? Vlug. 1 Korintiërs sê, vlug van gevaarlike gedagtes, gevaarlike woorde en gevaarlike dade wat gedoen word. En daai is alles porneia waarvan hy praat. Maar ook al daai gevaarlike 4 groepe wat ons genoem het. So, nou, al die kinders, kom gou so in 'n gangetjie. Beweeg net gou so uit in 'n gangetjie. Gaan net gou so in 'n gangetjie. Want julle moet nou vir my wys hoe lyk dit om te vlug. Ek gaan tot 3 tel, dan vlug julle. Maar wag eers. Wag. Is almal reg? Al die kinders. Moenie asseblief nie teen mekaar vashardloop nie. OK, vlug vir ons. 1, 2, 3. Vlug! Hy gaan jou vang. Sommige onder deur die stoel. Yes, like ek is trots op julle. Yes, daai klomp is sommer daar by die deur uit. Ek hoop hulle kom weer terug, die wat nou. Yes, like gee vir hulle 'n hande klap. Woe! So, die Bybel is baie duidelik daaroor. Vlug. Moenie staan en redeneer of verder kykie. Maak toe. Hardloop weg. Vlug. Nou, 'n toets of jy 'n slimfoon mag kry en of jy een nog mag behou. As jy dalk een het. Daar's 'n interessante versie, 1 Korintiërs 6 vers 12. Ek dink die meeste van ons ken hom. Alles is my geoorloof. Ek gaan alles doen. Maar nie alles is regtig nuttig vir jou nie. En dan praat hy oor die belangrike ding. Maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die Bybel praat al lankal van verslawing, want 'n verslawing is iets wat jou oorheers. Jy kan nie stop nie. Soos jy nou verstaan van, ons gaan nie toelaat dat iets ons oorheers, dat ons nie kan stop nie, want dan is jou turbo net so groot. En jou dinkbrein is net so klein. En ons wil nie so wees nie. So kom ons kyk, wil julle die toets sien? Is julle seker, want jy gaan dalk jou slimfoon verloor. Dan gee ons vir jou, wat is die ander fone? Dan gee ons jou 'n Tamagotchi. Weet julle wat is 'n Tamagotchi? Wie het begin met 'n Tamagotchi? Voordat jy by 'n slim... Ja. En nou die toets gaan nou sê of jy dalk moet terugbeweeg na 'n Tamagotchi toe. En ek praat met die tieners ook. En die ouers ook. Jy is dalk ook gevaarlike plek. Die toets. Nommer 1, het jy 'n slimfoon nodig? Het jy 'n telefoon nodig? Jy het dalk 'n domfoon nodig, soos 'n Tamagotchi.
Want jy moet jou pa en jou ma kan bel, maar het jy regtig 'n rekenaar nodig wat ingebou is in jou telefoon? Verstaan jy, hoekom wil ons 'n slimfoon hê as ons dalk eintlik net mense wil bel? So die eerste vraag is, het jy regtig 'n slimfoon nodig met die hele wêreld se inligting wat jy chop by jou kan kry? Of wil jy ten minste net jou ma en pa bel of boodskappe stuur? Laat die mens nogal dink. Is daar grense van gebruik as jy 'n slimfoon het? Soos in, ek moet hom afsit 12 uur in die aand. Nee, dis te laat, ouens. Iewers moet hy stop. Iewers moet jy stop met hom. Is daar grense? Want as daar nie is nie, dan is jy besig om op 'n gevaarlike plek te gaan. Het jou ouers jou al ingelig wat dit beteken om 'n smart, slimfoon te hê? Dis nodig. Jy kan nie net vir jou kind 'n slimfoon gee. Sê, tada! Dis is om, wat het ons gepraat, soos om 'n geweer vir 'n kind te gee. En nie vir hom te verduidelik, dis gevaarlik, jy kan iemand doodmaak daarmee. Maar, vat die geweer, sort self uit. Wat jy iets gesê het. Dan het jy 'n filterprogram. Iets wat ten minste al die gevaarlike goed net bietjie blokkeer en sê, ons wil nie die hele wêreld se goeie sien nie, ons wil net bietjie van die wêreld sien, wat versigtig of wat veilig is. So dis goed waaraan ons moet dink. En dan weet jy van al die gevare wat 'n slimfoon jou kan gee. En ek praat nie eers van gevaarlike prentjies of gevaarlike goed wat jy sien nie, ek praat net van jou tyd steel. Dis gevaarlik. Dit gaan gevaarlik vir my wees as ek nie my werk doen nie, en ek sit in my tyd word gesteel, want ek het net 24 uur. Dan kan ek dalk my werk verloor. Of ek kan my punte in die eksamen of my skoolloopbaan verloor. Of verloor as ek dalk 'n dokter wou wees, of 'n ingenieur, of wie wil wat wees. Vertel gou jou ma en pa, wat wou jy gewees het? Waar dink jy om eendag te wees? Vertel gou. Ja. So ons wil nie hê dat jy dit dalk verloor wat jy wou gehad het nie. En dan die laaste een, kan jy normale reëls nakom? Net 'n reël van, as jy nie oggend opstaan, borsel jou tande, maak jou bed op, sit jou klere in die kas, gooi die vuil klere in die wasmandjie en kom betyds uit die kamer uit. Normale reëls. Want as jy nie normale reëls in die huishouding eers kan nakom nie, hoe gaan jy enige ander reëls wat ook by gevaarlike goed kom, kan nakom? So, as jy ten minste 80% slaagsyfer het, dan mag jy aangaan met 'n slimfoon. As jy hierdie toets dop, dan is jy in die moeilikheid. So dis net 'n maklike toetsie om te bepaal, is my kind selfs gereed vir 'n selfoon wat slim is, wat die hele wêreld se toegang tot hom verleen. En ons praat nie net van 'n selfoon nie, ons praat van 'n device wat hulle op skole gebruik, 'n tablet. Of ons praat van 'n gaming device wat jy dink, die gaming device kan nie op internet gaan nie. My goodness, jy het dit verkeerd. Okay, so Marie, ek wil jou nooi om vir ons bietjie te gesels oor wat kan jou dan veilig hou in hierdie gevaarlike goed? Ja, so daar's 'n plan om te maak. Daar's goed wat mens kan doen om jouself veilig te hou. Ek praat spesifiek nou met die kinders, maar partykeer het ons groot mense ook nodig om dit te hoor. So Leon, wat reën? So as ek 'n gevaarlike prentjie sien, die eerste ding wat ek moet doen is, wat doen ek as ek 'n gevaarlike prentjie sien? Maak gou toe jou oë. Wil kyk, kan jy jou oë toemaak? Sit sommer jou hande by, dan sit dubbel toe. Moenie deur jou vingers loerie. Nee, moenie deur jou vingers loerie. Maar wat jy ook kan doen is, as dit 'n selfoon is, as dit 'n rekenaar is, soos op 'n rekenaar, maak die skerm toe. Klap hom toe. Moenie die program probeer afsit nie. Maak hom toe. As dit 'n selfoon is, gooi hom.
Gooi hom in die badwater. Draai hom om. Dis die eerste ding wat jy kan doen. So wat is die eerste ding wat ons gaan doen as ons 'n gevaarlike prentjie sien? Daar's hy, ons het hom. Tweede een. Wat sê daai prentjie? Vertel, vir wie moet jy vertel? Mamma en pappa. As jy 'n gevaarlike prent sien, die eerste ding wat jy doen is en die tweede ding? Vertel vir mamma of pappa of iemand wat jy vertrou, wat jy weet jou sal kan help. Belangrik. En die ander ding, wat sê daai prentjie? Die derde ene, my slim brein moet my gevoelbrein mos nou leer wat is verkeerd. So die oomblik wanneer ek 'n gevaarlike prentjie sien, die eerste ding wat ek gaan sê met my mond, laat my brein, my gevoelbrein dit kan hoor, dit is porneia, of dit is 'n gevaarlike prentjie, dis nie goed vir my nie. Verstaan jy? So as jy die prentjie sien wat gevaarlik is, wat is die derde ding wat ons doen? Ons moet hom identifiseer, ons moet vir hom sê, dit is wat jy is, jy's nie goed vir my nie. Het julle hom? So daar's 3, ons is by 3, derde een. Eerste een is, maak toe jou oë. Tweede ding, wat doen jy? Gaan sê vir mamma en pappa. Derde ding, noem dit wat dit is, dis 'n gevaarlike prent. Dis reg, jy luister baie mooi. Daai ene, oom Leon het julle nou laat wegvlug. Hardloop weg. Jy moet maak dat jy wegkom. Partykeer moet ons groot mense ook maar bietjie wegvlug. Wat is daai ene? Wie kan julle bid? Vra die Heilige Gees om jou te help. Hy sê, Jesus het gesê, hy gee vir ons die Heilige Gees om by ons te wees en ons te help. Want as hierdie ding jou eers gevat het, dan sukkel ons 'n bietjie. Dan het ons baie keer iemand groter, sterker as onsself nodig. Ons kan net nie altyd op ons eie doen nie. En wat het ons gesê, wat oefen ek as ek dit identifiseer, as ek sê dit is 'n verkeerde prent, dan oefen ek my dinkbrein om sterk te wees, en hy beskerm dan, hy is soos die ene wat my gevoelbrein beskerm, en as hy te swak is, as daai brieke te klein is, gaan hy nie daai kar kan stop nie, dan gaan hy 'n groot ongeluk maak. En partykeer, dan sien jy 'n gevaarlike prentjie. En as jy jou oë toemaak, dan kom hy prentjie terug. Hy gaan sit daar in jou brein vas. Tannie Marie onthou, toe ek so 'n klein dogtertjie was, het ons eendag by iemand gekuier en hulle het 'n wrede horror movie gekyk, die mense. En ek het geslaap in die kamer en ek het uitgekom en ek het van daai prentjies gesien. Dit het my baie jare gevat om van daai prente ontslae te raak. Want as ek my oë toegemaak het, het dit in drome verander. En ek kon nie daarvan ontslae raak nie, totdat iemand saam met my gebid het. So partykeer gaan sit die gevaarlike prente in ons brein vas. En dan wanneer ons gaan slaap, dan kom hulle op. En ons het hulp nodig. En dan, om onsself nog beter te beskerm, het ons nodig om dit wat privaat is in my lyfie veilig te hou. En ons hou dit veilig deur dit toe te hou. So dit is wat ons kan doen. Dis eenvoudige goed, dis maklik. Maar as ons dit doen, beskerm ons onsself. Baie dankie. Sy wil nog ietsie sê. Ja. Ek het, as jy kyk na Galasiërs 5, wat die vrug van die Gees is,
dit wat die Heilige Gees in ons bring, dit wat die Heilige Gees vir ons gee, as geskenke, dit wat die Heilige Gees vir ons slim brein gee, om ons te beskerm, is liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit het gisteraand toe ek aan dit dink, toe besef ek maar, my slim brein is my selfbeheersing brein. Ja. En hy help my dat my gevoelbrein beskerm is, sodat ek die ander goed soos liefde, vreugde, vrede kan hê. So, die Heilige Gees het alles wat ons nodig het. Maar die slim brein en die gevoelbrein is die vrugte van die Heilige Gees wat in ons harte is. Amen. Laaste vraagie. Wie wil jy wees? 'n seun of 'n dogter wat hul slim brein gebruik? Ja. Kom ons sluit op so 'n manier af dat die families wat vandag hier is, maak sommer so 'n groepietjie saam. En dan druk jy jou kind styf vas. En jy bid vir hom en seën hom ten opsigte van gevaarlike goed en veilige goed. Dan is daar mense is wat alleen hier is, maak 'n groepie. As dit 2 of 3 groepies is, maak dit gou, bid daaroor. En dan is daar jong dames en jong manne is, tienerklomp, yes, ek sien hulle is sommer gesqueeze daar. Sit gou by mekaar en bid vir mekaar daaroor. Ek gee u so 'n oombliekie om daarmee af te sluit. Hier is 'n baie gepaste skrifgedeelte wat ek met u wil deel. Dit kom in Romeine 12 vers 1 voor. Nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, seuns en dogters, tieners, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as 'n lewendige en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatroon van hierdie wêreld nie. Maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen. Naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Amen. Hiermee sluit ons af. En Marie gaan net vinnig vir julle verduidelik wat is hierdie pamflette wat ons vir u gemaak het. En die ouers kan dit vinnig kom haal, maar sy gaan verduidelik wat dit is. Ja, van die inligting wat ons gedeel het, kom uit 'n boekie uit, wat uitgegee is deur Defend Young Minds. It's Good Pictures, Bad Pictures. Dis die fondasie van dit wat ons vanoggend met julle gedeel het, van dit. En hulle stuur gereeld, ek is ingeskryf by hulle en ek kry nogal inligting by hulle wat baie relevant is, want hulle is voor met nuwe tegnologie en so aan. En toe het ek hierdie ene raak gekry, Is My Child Ready for a Smartphone? So ek het dit uitgeprint vir die wat belangstel. Daar's ook ander inligting op die pamfletjies beskikbaar. Julle is welkom om vir julle te kom vat. Ek dink is nodig dat ons as ouers onsself toerus en bemagtig, sodat ons huis, soos wat Dr. Woodruff ook gesê het, 'n veilige vesting kan wees. Ja. Dit wat ons gedeel het is min, ons sou seker nog 'n uur kon aangaan en in groter detail in baie van die goed kon ingaan. Ons het net aan die oppervlakte geraak. Maar ek dink dit is baie belangrik dat elkeen van ons besef, hier's oumas en oupas met klein kinders, hier's mamas en papas, ooms en tannies. En ons het 'n verantwoordelikheid om 'n generasie weerbaar te maak
Ons gaan hulle nie noodwendig kan beskerm nie, maar ons kan hulle weerbaar maak sodat hulle kan weet wat om te doen wanneer daar gevaar is. Ja. Dankie julle. Baie dankie.